Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. 2025 is agter die rug. Dit is deel van die geskiedenis amper. Net nou is dit nuwe jaar. Môre hierdie tyd is dit 2026. En dit is so dat ons as gelowiges altyd so 'n bietjie planne maak vir onsself, padwysers kry. Ek dink ons moet vir die pad vorentoe. Wat van 'n klompie padwysers vir 2026 vir my en jou as gelowige? Heel eerste, in 2026 weet ek die Here is my herder. In 2026 is hy die eregas en die gasheer in elke gesprek, elke kuier, elke interaksie wat ek gaan hê. 2026 gaan dus nie maar net 'n wens wees nie, soos wat ons in hierdie tyd vir mekaar wens. Mag jy 'n voorspoedige nuwe jaar hê nie. Ek kies alreeds om voorspoedig te leef en reg deur die jaar voorspoedig te wees, want daar is geen groter voorspoed, geseëndheid en geluk as wanneer ek weet, bely en beleef, die Here is my herder nie. Dan kan ek met name ook bely, ek kom niks kort nie. Niks van dit wat in elk geval lewensbelangrik is en dit wat saak maak nie. As die Here my herder is ek een van sy skape en is hy die een wat die weivelde ken en die weiding voorsien, dan is Jesus die een wat die wolwe weghou, wat my in die lig lei, dan is my lewe op die Here se koers. Daarom is die Here my herder in 2026. Nie net mooi woorde nie, 'n belydenis wat elke dag 'n belewenis in 2026 gaan wees. Tweede kompaswyser. In 2026 kies ek doelbewus, intentioneel om die Here groter te sien in my eie lewe en om my eie probleme en laste kleiner te krimp. Ek dink altyd aan die verhaal wat C.S. Lewis vertel het in een van sy Chronicles of Narnia, waar een van die dogtertjies in die verhaal, ek kan nie onthou vir Dorothy is nie, vasloop in Aslan die leeu, wat sy vir 'n ruk nie gesien het nie. En Aslan verteenwoordig in Chronicles of Narnia die lewe van Christus. En as hierdie dogtertjie vir Aslan sien, dan sy eerste woorde, "My, but you've grown big." Nou antwoord die leeu, hy het nie gegroei nie. "I haven't grown, young one." Sy sê, dan antwoord hy verder, "I'm always big, but every year you grow, you will find me bigger." Dis die geheim. Hoe meer ek groei, hoe groter is die Here. Die Here is altyd groot. Hy's altyd troon hy uitboor die wêreld. Altyd is hy in die storm aanwesig. Altyd is hy die rots vir my pad. Altyd, soos Jesus sê in Johannes 8 en in Johannes 9, is hy die lig vir die wêreld. Altyd is hy die weg en die waarheid en die lewe. Altyd is hy die opstanding en die lewe. Dit kos net my oë wat moet oopgaan en oop genoeg wees om te weet, die Here is groot. Daarom is dit my kompas, my droom, om in 2026 die Here groter te sien, omdat hy groot is. Om hom in elke storm te sien, omdat hy in elke storm is. Om hom op elke groen weiveld te sien, omdat hy op elke groen weiveld is. Om die Here groter te sien, gaan my probleme, my moeilikhede laat krimp tot die regte grootte. Ja, natuurlik gaan 2026 sekerlik ook hulle eie quota, uitdagings en moeilikhede hê. Ek meen, ons leef in die regte wêreld en geloof is nie 'n isoleerder wat my isoleer van 2026 nie. Maar wanneer die Here my herder is in die eerste plek en tweedens ek intentioneel kies om op te kyk en die Here se grootheid raak te kyk, dan gaan my probleme teenooreenkomstig kleiner wees. Ek gaan nie soos Petrus, wanneer hy op die storm is in Matteus 14,
eerder die onweerswolke en die stormwind raak sien nie. Ek gaan kies om Jesus te sien wat in die midde van die storm op die see van Galilea op pad is na sy disipel toe. Dis die Jesus van 2026 wat 2026 saam met my binne gaan. Ek kies as 'n kompaswyser, die Here is my herder. Ek kies as my belangrike kompaswyser om doelbewus op te kyk, die Here in sy grootheid en sy magtigheid, sy almag in my lewe te sien. Derdens, gaan ek in 2026 ook wat betref ander mense 'n keuse maak om te weet alle mense is kosbaar. Dit klink na niks, maar dit gaan my hele lewe verander in 2026 as ek 'n keuse maak om by voorbaat mense met respek en agting en deernis te behandel. Ja, ek weet ons leef in 'n gevaarlike wêreld. Ja, ek weet daar's baie dwaase, skelms en skurke. Maar as 'n reël gaan ek nie wantrouig en agterdogtig teenoor mense wees nie. As ek wel agtergekom het ek is tussen dwaase, dan moet ek daarom nou nie self 'n dwaas word deur blind te wees vir hulle foute nie. So ek is nie besig om te sê mense moet dwaas naïef wees nie. Maar as 'n gelowige glo en hoop ek die beste van alle mense, soos 1 Korintiërs 13 van my vra. Ek gaan opkyk na mense, soos Filippense 2 van my vra, waar Paulus vir gelowiges sê, die een met die ander een hoër ag as homself. Ek gaan opkyk na mede-Christene. Ek gaan mede-Christene met integriteit behandel. Ek gaan hulle met respek behandel. Ek gaan nie gelowiges dieselfde voorkeur gee. As die wêreldse wette gebaseer is op die beginsel van bo redelike twyfel. Jy onthou mos. Jy's onskuldig tot jy bo redelike twyfel skuldig is. Gaan ek mense by voorbaat die beste van hulle verwag en nie sommer by voorbaat hulle skuldig bevind aan wat nie. Ek gaan in 2026 mense anders ter hanteer, anders ter behandel en anders na hulle kyk. En my handvatsel, my kompaswyser is alle mense is kosbaar. Dis tog wat die Here vir my vra, as hy vir my sê ek moet my naaste lief hê, soos myself in Matteus 22. Of nog moeiliker, Jesus in Johannes 15, ek moet mense lief hê soos hy hulle lief het. Ek moet met die liefde wat ek vir myself het en die liefde wat Jesus vir mense het, vir mense lief wees. En dit beteken respek, agting, ruimte, empatie, omgee. In 2026 gaan ek in die 4de plek goed doen aan mense sonder om iets terug te verwag. So my heel eerste handvatsel, my eerste kompaswyser, die Here is my herder. My tweede kompaswyser, ek gaan God groter sien as wat ek hom in 2025 gesien het. Hy is altyd groot, maar ek gaan fokus op sy grootheid. Derdens, alle mense is kosbaar, maar vierdens, en dit sluit ook daarbey aan, ek gaan intentioneel goed doen aan mense, sonder om iets terug te verwag. Dit is God se wil, weet jy, om goed te doen. Ons het dit al 'n paar keer vir mekaar gesê, maar dis presies wat 1 Petrus 2 vers 15 sê. Dis presies wat hy sê. Doen goed aan ander mense. Dit is die wil van God. Dit is God se wil. Nou, hoe moeilik is dit as ek besluit ek wil my lewe in God se wil leef? En God se wil is om goed te doen, dat ek dit dan ook agterna doen. Dis mos logies. Daarom, een van die maniere, ek gaan meer inbetaal in elke verhouding waar ek betrokke is, as wat ek onttrek. Ek hoor so baie keer mense sê, weet ek het alles probeer, maar hulle wil nie verander nie. Ek het al mense gehoor wat vir my gesê het, hulle het verhoudings beëindig, want dit wat hulle insit, kry hulle nie terug uit 'n verhouding nie. Wel, 2026 is ons jaar om te belê in ander mense. Dit is alreeds die seën, dat ek in die Here se naam opdaag, met goeie dade, goeie dinge, goeie woorde. Ek gaan belê. Ek gaan die geskenkie vat. Ek gaan die goeie woorde bring. Ek gaan die opbouende dinge doen. Ek gaan bid. Ek gaan meer kere kuier. Ek gaan 'n tweede myl loop. Al kry ek nie dieselfde reaksie terug nie. Dit is my jaar van goed doen, van belê. Ek gaan nie een enkele verhouding
waarby ek betrokke is, as tydmors beskou nie. Dit herinner my aan Charles Francis Adams. Hy was die Amerikaanse ambassadeur in Brittanje ten tye van Abraham Lincoln se presidentskap in Amerika. En in sy dagboek het ouens een keer op 'n nota afgekom gedateer 4 Junie. Ek lees dit. Wasted the whole day fishing with Jimmy. Didn't catch a thing. Hy het 'n dag op sy gesit om saam met sy seun Jimmy te gaan visvang. En Jimmy, wat ook 'n dagboek gehou het, sy seun se dagboek, was daar ook 'n inskrywing. Went fishing with my dad. Best day of my life. Kan jy dit glo? Vir die pa was dit 'n dag van tydmors. Vir die seun was dit die beste dag ooit. Geen dag waar jy belê in ander mense se lewe is vermors nie. God gebruik jou in mense se lewens sonder dat jy die resultate altyd weet. Jy hoef ook nie altyd te weet nie. Gaan en doen goed. Gaan en wees 'n lewende seun van een. Gaan en reik uit. Gaan en belê. En God sal die dividende gee. God sal sorg dat dit vir mense van wie jy dit nie verwag nie, the best day ever sal wees. 'n Klein daad, 'n sagte handdruk, 'n glimlag. Wees net aanwesig. Maak elke dag 'n goeie dag vir ander mense. Ook gaan ek in 2026, my 5de handvatsel, gaan ek kies om met verwondering en met opwinding te lewe, met 'n opgewondenheid dat die Here my geskep het. Verwondering, dink ek, is die dieps bewaarde geheim van 'n groeiende geloof. Die meeste van ons het geskuif van verwondering na verwonding. Die lewe slaan ons hier, daar en deur. En uiteindelik is ons almal verwond. En hoor ons gedurig, ons moet mense tog net versigtig behandel, want ons weet nie waardeur hulle gaan nie. Maar weet jy wat? Gaan jy deur verwondering, dan gaan almal soos jy wil wees. Moenie so generies wees soos almal wat stikkend en oor die muur en uitgebrand is en hoop verloor en moed verloor se vlakte uithang nie. Wees jy die een. Wees jy die een wat weer verwondering ken. Wat weer opkyk na God. Wat weer kinderlik opgewonde is oor 'n mooi sonopkoms. Wat vir mense wil uitjubel. Het julle gesien die blom in my tuin het oopgegaan? Wat saam met jou kinders of kleinkinders op die gras kan rondrol, wat agter jou hond kan aanhardloop, wat in die tuin elke dag die skoonheid van die Here ontdek, wat kinderlik opgewonde is as jy die Here se woord gelees het, gesê, ouens, die Here het met my gepraat, wat in klein gebedsverhorings die groot God weer raakloop. Dit is wanneer ek skuwe van 'n verwonding na verwondering, dat die lewe mooi word. Ek onthou altyd Lev Landau, wat 'n bekende fisikus was, tydgenoot van Albert Einstein, 'n Russiese fisikus, wêreldberoemd. Maar sy kantoorbordjie het gelei, as jy daar by sy kantoor aangeklop het, wees versigtig, hy byt. Nou moenie 'n byter wees in 2026 nie. Moenie iemand wees wat almal wil sy stap nie, die moeilike een, die een wat alweer in 2026 grumpy en ongeskik en ongemaklik en reguit gaan wees nie. Wees iemand vir wie die Here herder is. Wees iemand vir wie die Here groot is, wat elke jaar as jy groei, die Here groter sien. Wees iemand wat opkyk na mense, wat respek het vir mense. Wees iemand wat inbetaal in elke verhouding waarbinne jy betrokke is. En laastens die 5de handvatsel wat ons nou met mekaar gedeel het. Wees iemand wat weer kinderlik, opgewonde en vrolik deur 2026 gaan. Dan gaan al die moeilikhede wat hierdie jaar op jou wag, jou nie so omkant vang nie. Dan gaan almal wat alweer klank sê, kyk waar gaan alles heen, en kyk hoe gaan dit met die ekonomie, en kyk hoe korrup is almal, dan gaan jy vir hulle sê, ag kom ons drink 'n ou koppietjie tee, en ons vier die teenwoordigheid van die Here. Dan gaan jy elke dag die Here se dag maak, 'n dag van vreugde en krag en blydskap. Nou toe, 2026 wag. Dis net nou volgende jaar. Dis die Here se jaar. Hy is my herder. Hy is groot.
mense maak saak. Ek gaan belê in mense en ek gaan met kinderlike opgewondenheid, met verwondering die nuwe jaar tegemoet. Kom ons bid saam. Dankie Here dat 2025 ook u jaar was. Dankie dat ek 2026 in die hande kan plaas. Leer my dat u my herder sal wees. Oortuig my dat u groot is. Gee dat elke verhouding waarbinne ek staan, ek sal koester. Gee Here dat ek sal inbetaal en nie sal onttrek uit verhoudings nie en dat ek sal dien. En gee vir my 'n kinderlike opgewondenheid, 'n verwondering oor u en oor die lewe in Jesus naam. Amen. Voorspoedige, geseënde, vreugdevolle 2026 vir jou en al jou geliefdes. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.